So in die week, terwyl ek begin voorberei het, en ek kom op hierdie preek idee af, of hierdie gedagte, dit wat die Here op my hart gesit het, het ek vir 'n oomblik vir myself gewonder, het ek nie dalk net te laat gehoor nie? Of dalk het ek hierdie woord dalk net so bietjie te laat ontvang, en voordat julle my kruisig of vir my groot oë trek, ons almal doen dit soms, vra soms vir die Here, Here, is dit nie bietjie te laat nou nie? Is dit nie te laat om hierdie te preek nie? Almal wat planne gemaak het vir die nuwe jaar, het dit alreeds gedoen. Hierdie is nou, soos wat ek nou gesê het, hierdie is nou net daai ongemaklike wag vir die nuwe jaar om te begin. Die planne is alreeds daar. Ons weet wat ons gaan werk, ons weet wat ons gaan doen, ons weet waartoe ons gaan, ons weet hoe ons gaan geld maak, ons het al hierdie planne alreeds. So Here, is U seker dat hierdie preek is nie 'n bietjie te laat nie? Sien, ons hou van planne maak. Weet julle hoekom hou ons van planne maak? Hoekom bring dit vir ons bietjie vrede, bietjie genot, bietjie kalmte? Want wanneer ek 'n plan vir die toekoms het, dan voel ek tot 'n mate toe, is ek bietjie in beheer van wat gaan gebeur. En as ek in beheer is van wat gaan gebeur, dan voel ek veiliger. Ek voel ek kan die uitkoms bepaal. Kan ek gou sien, wie hier is in 'n huwelik waar die man altyd bestuur? Alright, ek sien ek het bietjie moeilus veroorsaak, sorry. So ek en Larusha het hierdie ooreenkoms, dat enige plek behalwe die stad, bestuur ek. Maar die oomblik as daai bordjies begin sê Pretoria, Johannesburg, dan vat sy oor. Want die uitkoms vir wanneer ek in die stad gaan bestuur, gaan nie so great wees soos as sy bestuur nie. Ons hou daarvan om hierdie plan te maak, want dan voel ons, het ons beheer oor die uitkoms. Die uitkoms vir wanneer sy in die stad bestuur, is baie kalmer, is baie rustiger. Dis 'n vredevolle belewenis, en sy hou daarvan. Ek hou glad nie daarvan om in die stad te bestuur nie. Ek het groot geword in Amanzimtoti, waar niks teen 'n spoed gebeur nie. En toe trek ek Parys toe, waar as jy 'n dak oor hom trek, is dit die grootste ouete huis in die land. En toe kom ek Standerton toe, so besig was nog nooit my ding gewees nie. Besige omstandighede, ek is self besig, ek bepaal die besig, dit moenie ander besig wees nie. So daarom hou ons van planne maak, want wanneer ek 'n plan het, dan voel ek weet wat gaan gebeur. Ek weet as dit en dit gaan gebeur, gaan dit die uitkoms wees, want ek het dit beplan. Ek het dit beplan. En daarom raak ons kwaad, wanneer dinge nie volgens plan gaan nie. Ek het al gewonder oor hoekom raak mense so omgekrap as dinge net nie volgens plan gaan nie. Die lewe gaan ons nou net aan. As dit so moes wees, sou dit so gewees het, maar hier's die rede hoekom ons kwaad raak. Want skielik verloor ek al die beheer wat ek gehad het. Al die vooraf kennis wat ek gehad het rondom wat dalk gaan gebeur, die moontlike uitkomste, die voorbereiding wat ek binne in myself gedoen het vir hierdie situasies. Alles is nou by die venster uit en nou weet ek nie wat aangaan nie. En dan wil ons 'n ding reg beklei. Beklei totdat dit weer volgens plan werk. So kom ek lees vir julle hierdie gedeelte in Jakobus 4 vers 13 tot 17. En julle ken dit is 'n baie bekende gedeelte in die woord van God. Vers 13 sê: Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan en 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Hoe is julle lewe dan? Dit is maar 'n miswolkie wat vir 'n kort rukkie verskyn en dan weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen. Maar nou spog julle
oor julle hoogmoedige optrede. Julle gespog is verkeerd. As iemand weet om die goeie te doen en dit nie doen nie, is dit vir hom sonde. Ons het laasweek ook uit die brief van Jakobus uit die woord ontvang. En hoe meer ek die brief lees en hoe meer ek deur hom gaan, voel dit vir my so bietjie asof Jakobus op die oorlogspad is. Iemand het hom omgekrap, iemand het iets gedoen waarvan hy nie hou nie, want sy woorde is reguit en sonder doekies, sonder ompaadjies of draadjies. Hy sê wat hy wil sê en hy sê hoe hy dit wil sê. En sien, Jakobus probeer nie hier kommunikeer dat hy het 'n probleem met mense wat beplan nie. Hy probeer nie hier kommunikeer dat daar 'n probleem is met 'n plan maak nie. Dis nie die probleem nie. Die probleem wat Jakobus hier kommunikeer is om voor te berei vir 'n toekoms sonder God. Dis waar ons die fout maak. Voorbereiding self is nie sleg nie. Die Here maak ons goeie rentmeesters van 'n klomp dinge, van ons finansies, van ons huishoudings, van ons werke, van ons persoonlike lewens. Hy het dit vir jou gegee om goed daarmee te werk. En om goed met iets te werk, moet jy dit kan beplan en deurdink. Die probleem is nie die voorbereiding vir die toekoms nie. Die probleem is nie die planne nie. Die probleem is 'n plan sonder God. Sonder om hom te raadpleeg, sonder om met hom te praat. En toe besef ek hoekom hierdie preek dalk vir nou moes gebeur. Sodat ons na die tyd of tydens die woord kan sit en dink oor die planne wat ons gemaak het al. Oor dit wat ons al reeds beplan het en al reeds voorberei het vir volgende jaar. En vanoggend, ek gaan nie vingers wys of op tone, ek gaan probeer om nie op tone te trap nie. Maar ek wil hê jy moet vanoggend introspeksie doen. Kyk self binnekant toe. Kyk na die planne wat jy gemaak het. En vra jouself die vraag: het ek dit saam met God gedoen? Is dit sy planne of is dit my eie planne? Waarmee is ek besig? Maar daar's baie wat Jakobus aanraak in die teksgedeelte. So kom ons kyk daarna. Vers 13 en 14 spesifiek sê hy: kom nou julle wat sê, vandag of môre sal ons na hierdie of daardie stad gaan en 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak. Julle weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Hoe is julle lewe dan? Dit is maar 'n miswolkie wat net vir 'n kort rukkie verskyn en dan weer verdwyn. Sien, in die eerste 5 woorde van hierdie teksgedeelte sien ons dat dit is nie, Johannes probeer hulle nie aanraai nie. Hy probeer nie vir hulle 'n tip gee vir die lewe nie. Hy probeer nie vir hulle 'n voorbeeld gee van wat reg is nie. Hierdie is 'n teregwysing vir iets wat gebeur het. Sy eerste woorde is: kom nou, kom nou. Het jy al so 'n gesprek gehad wat iemand met jou gehad het? Ek weet my ouers het baie so met my gepraat. Ag, kom nou man. Kom nou, kan jy dit net nie reg doen nie. My onderwysers op skool, ag kom nou, Jacques, dis nou tyd om stil te bly. So dit is waarmee Johannes hier praat. Hy sê kom nou. Hy wil hê julle moet nou luister en fokus, want dit wat ek nou vir julle gaan sê is nie net 'n goeie leefstyl nie. Dis nie net 'n wenk vir die lewe nie. Dis iets wat julle verkeerd doen. En dit is nie wat julle moontlik gaan verkeerd doen nie. Dis iets wat ek weet, want hy sê die volgende paar woorde: julle wat sê. Kom nou julle wat sê. Sien, hierdie is nie 'n waarskuwing vir 'n moontlike verkeerde leefstyl nie. Dis 'n teregwysing, want Jakobus weet dat dit is wat die mense sê. Hy sê nie julle wat dalk gaan dink om planne te maak. Of wees gewaarsku, in die toekoms gaan jy planne maak, maar onthou net om God te vra. Nee, hy sê julle wat sê, julle het al reeds begin planne maak. Jakobus probeer vir hulle sê dit maak nie saak asof julle, Jakobus probeer vir hulle sê, moet nou nie maak
asof julle nie weet waarvan ek praat nie. Moet nou nie maak asof julle blind is vir die feit nie. Julle weet julle maak planne. En julle weet julle maak planne sonder my. Ons almal het al in hierdie struik getrap, deur om voor te gaan met iets wat God nie goedgekeur het nie. Deur om te sê ja vir 'n geleentheid wat God nie vir jou bestem het nie. Deur om deur daai oop deur te storm en God het nie die go-ahead gegee nie. Ons almal het daai struik al in daai struik getrap, daai fout al gemaak en ons vingers gebrand. Dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Sien, God laat alles ten goeie meewerk op die ou einde. Maar wanneer jy so 'n foutjie maak, stap jy 'n verskriklike lang ompad om weer te kom tot daar waar God jou wou gehad het. Sien, dis presies wat Jakobus die mense hiervan voorwaarsku. Sien julle wat behels die planne wat hulle maak? Jakobus sê, kom nou julle wat sê, en dan lig hy 3 areas uit sy aanhaling van hulle woorde. Hoor wat sê hy? Hy identifiseer 3 plekke. Hy sê, julle wat sê, vandag of môre sal ons na hierdie stad gaan, na hierdie of daardie stad gaan, 'n jaar daar deurbring en handel dryf en wins maak. En in daai aanhaling van hom sien ons 3 areas waar ons gewoonlik die grootste foute maak rondom planne en die wil van God. Is waarheen gaan ek gaan? Here, waar wil U my hê? Here, ek voel so in my hart, Here, U roep my na die strande van Mauritius toe. Daar's ongeredde mense in Mauritius. Here, U stuur my soontoe. Ek weet dit is nou 'n way out voorbeeld, maar ons doen dit. Ek het 'n idee van waartoe ek wil gaan, ek het 'n idee van die leefstyl wat ek wil hê, en dan toevallig lyk dit vir my asof die Here my soontoe stuur ook. Waarheen gaan ons gaan? Die tweede een is, wat gaan ons daar doen? Hulle beplan om handel te dryf. Here, ek voel U sê vir my ek moet hierdie werk vat, die een met die grootste salaris. Here, dit's definitief. Het ons met die Here gepraat daaroor? Of het ons in die bedrag vasgekyk en gedink, o nee, dis meer geld, so definitief die Here se wil dan. Die derde plek wat hy identifiseer of situasie is, wat gaan ons doen om geld te maak? So ons wil so graag al die lekker werk hê. Here, ek voel U roep my vir 'n bestuurspos. Here, ek weet ek is nie gemaak vir hierdie onderwerk nie, Here. Ek hou daarvan om met my hande te werk. Dit is my baie lekkerder om eerder met 'n pyp te werk wat lek, of met 'n bank wat gebreek het, of om 'n lig om te draai. Dit is baie lekkerder, want die pyp praat nie terug nie. Die bank praat nie terug nie, die ligte praat nie terug nie. Dit is baie lekkerder. Maar ek weet waarvoor het die Here my geroep. En dis anderste as wat ek wil doen. Wat ek wil doen om geld te maak, is heeltemal anders. Soos Johannes sê, hier is die 3 areas. Dis waar gaan jy wees, wat gaan jy doen en hoe gaan jy geld maak? Dis die 3 areas waarop jy die vinnigste verlei word, die vinnigste op 'n dwaalspoor afgevat word, want jy weet, die vyand weet ook, dat dis die 3 areas wat die rigting van jou lewe so bietjie kan bepaal. Sien, ons weet nie eers wat môre gaan gebeur nie. Ons weet nie eers of daar môre nog ongeredde mense in Mauritius gaan wees nie. Daar kan 'n herlewing uitbreek en hulle almal word gered voordat ek daar aankom, en dan wat gaan ek dan daar doen? Ons weet nie eens of die groot instansie waar ek so graag wil gaan werk môre nog gaan bestaan nie.
Ons weet nie eens wat môre gaan gebeur nie. En dis wat Jakobus hier vir die mense probeer sê. Hulle sê jy probeer al hierdie planne maak. Jy probeer alles bepaal en jy probeer alles vooraf beplan sodat jy weet jy die beste en die meeste daaruit gaan kry, maar jy lewe nie eers so lank nie. Ek het 'n interessante stelling gelees en hierdie ou praat soveel waarheid in wat hy sê. Hy sê daar's net 2 goed waaroor jy kan seker wees rakende toekomstige dinge. Goed in die toekoms. Daar's net 2 goed waaroor jy 100% seker kan wees. Die eerste ding is dat God weet. En die tweede ding is jy doen nie. Dis al waaroor jy kan seker wees. Dis God weet en jy doen nie. Die res, dit moet jy maar God vertrou. Vertrou dat hy weet. En dan vergelyk hy ons lewe met 'n miswolkie. Die Engelse vertaling sê 'n vapor. Weet julle wat is vapor? Het jy al ooit 'n glas van die droë skorrelgoed af opgetel en dan sien jy het nog merkies op hom. En dan vang jy een van die moves, jy maak so. Ek dra nou nie brille nie, maar ek het gehoor mense doen dit met brille ook. Daai vapor, daai miswolkie, daai gaan so vinnig weg. Jy het amper nie eens kans om die lappie te kry en te vryf nie, dan is hy al klaar verdamp, dan is hy weg. Jakobus sê dis hoe jou lewe is. Jy dink jy het baie tyd. Jy dink jy het nog 80 jaar. Jy dink jy het nog 30 jaar, 40 jaar, 50 jaar oor. En jy dink dis baie tyd om nog al hierdie dinge te doen. Jy dink dis nog lank. Ek sê dis 'n oogwink. Ons sal nooit ooit weet wanneer die einde van ons lewe hier is nie. Jy weet, deur medisy en dokters en kan hulle 'n soort van 'n akkurate bepaling maak in sekere situasies en omstandighede. Kan hulle vir jou sê, maar jy het nog 2 weke of jy het nog 2 maande of jy het nog 2 jaar oor en dan gaan dit die einde wees. Maar niemand weet ooit 100% dis die dag, dis die datum, dis die uur nie. En hy probeer nie hierso sê dat 80 jaar kort is nie. 80 jaar is nie kort nie. 80 jaar is 80 jaar. Wat hy probeer sê is dit kan so vinnig verdwyn. Die 80 jaar wat jy gedink het jy het, kan in 'n dag en 'n half verby wees. Die 30 jaar wat jy gedink het jy nog het om die regte dinge te doen, die goeie goed te doen, kan in 'n uur en 'n half verby wees. En dan het jy nie meer die 30 jaar nie. En dis wat hy hier probeer sê. Hy sê julle spandeer soveel tyd om planne te maak oor goed wat eintlik nie saak maak nie, dat julle mors die tyd wat julle het om die goeie goed te doen. Weet jy dat om 'n plan te maak vat eintlik nie so baie tyd nie? Ek kan nou vanoggend hier vir julle vra en elkeen van julle sal vir my 'n antwoord kan gee oor waar wil jy graag in die lewe wees? En as jy nou vir 'n oomblik vir jou vlees moet kans gee om te dink, gee hom 'n kans sodat jy kan uitfigure wat gaan hier binne in hierdie liggaam aan. Ons almal het 'n plek waar ons graag wil wees. Julle het nou gehoor, my vleeslike hart is by die ongereddes. Dit hoef nie eens Mauritius te wees nie, weet, dit kan Zanzibar ook wees en Hawaii, enigiets van daai plekke. Dis die plan wat ek het. Dis vinnig om daarby uit te kom. Waar ons die tyd mors is om te werk en te buig en te probeer en te spook en te spartel om dit te maak werk. Die planne wat in elk geval nie eens van God afgekom het nie. Jakobus sê ons mors die bietjie tyd wat ons het. Vers 15 sê, julle moet eerder sê, as die Here wil en ons nog leef, sal ons dit of dat doen. En hier is die probleem met wat ons het, ek dink in die samelewing vandag.
die algemene mens, is ons het hierdie gedagte ontwikkel, hierdie idee ontwikkel, dat God stel nie belang in my alledaagse lewe nie. Hy stel nie belang in die klein besluitjies wat ek maak nie. Hy stel nie belang in die nietige goedjies wat ek moet doen of by uitkom of die klein besluite wat ek moet maak. Hy stel nie dan, God stel net belang in die groot goed. Wie die goed waar ek gaan werk, wat ek gaan doen, wie ek gaan trou, waar ek gaan bly, net die groot goed en die geestelike goed stel hy in belang. En dis eenvoudig net nie die waarheid nie. Dis soos om te sê, nou ek is nie 'n voertuigkundige nie. Ek is nie, as jy vir my vra wat's fout met 'n kar, gaan ek vir jou die geluide namaak wat hy maak. Dis al wat ek kan doen. Ek gaan nie vir jou kan sê waar kom dit vandaan nie. Maar ek weet hierdie een ding. Dit is soos om te sê dat, verstaan, ek gooi nie brandstof in as ek net in die dorp ry nie. Ek gooi net brandstof in vir die lang paaie. Want dis die paaie wat saak maak. Verstaan, ek mos nou lank en ver, ek hoef net brandstof. As ek in die dorp bly, hoef ek mos nou nie brandstof in te gooi nie. Dis mos kort roetjies, dis klein roetjies man, dit is nietig. Nou die bietjie kennis wat ek opgedoen het, dit is gewoonlik hierdie kort klein paadjies wat die meeste brandstof vat. Dis dieselfde met ons lewe. Ons dink dis net die groot besluite wat ons raak. Ons dink dis net die groot besluite wat ons in of uit die wil van God uit kan kry. Ons dink dis net die groot goed. God sê alles wat jy doen. Hierdie het nou net in my gedagtes opgekom en ek is seker vir wie dit is nie, maar jy al vir die Here gevra hoe laat moet ek opstaan in die oggende? En ek self skuldig daaraan, dis hoekom ek dit sê. So dalk praat die Here net met my, maar as hy met jou ook praat, vat so. Dalk het die Here al vir jou gesê hoe laat moet jy opstaan. En jy laat gaan dit want jy dink dis 'n klein en nietig en dit maak nie 'n verskil nie. Tot in die klein goedjies. Tot in die klein goedjies. Jy al in jou kar geklim en vir die Here gevra, Here, watse roete moet ek vandag ry werk toe? Nou ek weet in 'n plek so Standerton, daar's nie veel opsies om van te kies nie. Daar's min roetes op pad werk toe, maar as jy stad toe gaan, jy al vir die Here gevra, Here, watse pad moet ek ry? Dis die klein besluite wat 'n groot verskil in ons lewens kan maak. Die besluit is soos, Here, waar wil U hê moet ek vanoggend in die woord lees? Here, by watse boek moet ek begin? Dis klein besluite. As jy jou foon optel en jy vra, Here, wys vir my wie het vandag net 'n bemoedigende boodskap nodig? Dis 'n klein besluit. Dis eenvoudige vingerwerk. Maar dit het 'n groot effek. En daarom moet jy vir die Here vra, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? As die Here wil, en dan sê hy 'n belangrike ding, sê as die Here wil en ons leef, nogal 'n baie belangrike bepalende faktor. Here, wat moet ek doen môre as ek nog hier is? En ek dink hy sit daai gedeelte in net om so laaste keer vir die mense te laat besef die nietigheid van waarmee ons besig is. Sê Here, as U wil hê ek moet môre Pretoria toe gaan, wys my watse pad ek moet ry as ek nog hier is. Want ek kan môre nie eens hier wees nie en dan maak dit nie saak wat se pad ek ry nie, dan se ek op een pad reguit op pad na die poorte toe. Hoor wat sê Kolossense 3 vers 23. Dit sê wat julle ook al doen, werk met geesdrif soos vir die Here en nie soos vir mense nie. Wat ook al jy doen,
doen dit asof vir die Here en nie asof vir mense nie. Wat ook al jy doen, alles wat jy doen. Hierdie is seker een van my gunsteling verse en sorry om te sê, maar ek preek dit gewoonlik op begrafnisse. Ek hou daarvan om bekering te preek op 'n begrafnis, want dis wanneer mense gewoonlik besef hoe ek het 'n paar dinge waarmee ek moet deel, ek moet besluite maak. En die wonderlike ding van hierdie vers wat vir my uitstaan, wanneer hy sê, doen alles asof jy dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Weet jy wat beteken dit? Weet jy wat gebeur in jou lewe wanneer jy alles doen asof vir die Here en nie vir mense nie? Weet jy wat gebeur? Die volgende keer wanneer ek myself wil vererg vir die ou wat voor my ingedraai het, moet ek besluit, gaan ek hom tereg sê asof ek dit vir die Here doen? Want dit bepaal so 'n bietjie my reaksie. Want ek kan nie dan allerhande tekens gooi en dit doen asof ek dit vir die Here doen nie. Hierdie is 'n teksgedeelte wat soos 'n filter, soos 'n sif in jou lewe werk. Alles wat deur die gaatjies val, kan jy vir die Here doen, maar dit wat jy nie kan nie, dit bly agter. Want nou het ek nie meer verskoning nie. Ek kan nie sê dat ek reageer so of praat so of besluit so en ek doen dit vir die Here nie. Sien, Paulus sê ook, alles wat jy doen, moet jy doen asof jy dit vir hom doen. Alles wat jy besluit en wat jy aanvang en waarmee jy besig is, moet jy doen want jy het hom geraadpleeg. Want julle het gepraat daaroor en julle het saam besluit. Sien, dit maak nie saak wat die mense om jou verwag nie. Dis nogal 'n groot ding wat ons rigting in ons lewe bepaal, is wat verwag die mense van my? Verwag die mense van my om 'n sekere manier op te tree? Verwag die mense van my om 'n sekere manier te lyk? Verwag hulle van my om 'n sekere ding te doen? Ek het 'n titel, ek het 'n amp, ek het 'n reputasie. Wat verwag die mense van my? En wanneer ek begin doen wat die mense van my verwag, gaan jy jouself uitbrand. En kort voor lank gaan jy vir jouself moet vra, maar wie is ek besig om te aanbid? Mense of God? Want sien, mense kan in elk geval nie bepaal wat met jou gebeur nie. Hulle skryf nie jou toekoms nie. Hulle maak of breek nie die planne vir jou lewe nie. God doen dit. Vers 16, ek is op die einde. Hy sê, maar nou spog julle oor julle hoogmoedige optrede. Sulke gespog is verkeerd. Jakobus sê nie dat hierdie tipe optrede simpel is nie. Hy sê nie dat hierdie tipe optrede is net nie goed vir jou nie. Hy sê nie dat dit foolish is nie. Hy sê sulke tipe optrede is verkeerd. Dis 'n sonde. Dis verkeerd om te spog en te roem oor al hierdie planne wat ek al gemaak het en al hierdie goed wat ek al bereik het sonder die Here. Dis verkeerd. Ons hou van spog oor al die planne wat ons al gemaak het, al die goed wat ons gedoen het, oral waar ons al was, alles wat ons bereik het, alles wat ons gekry het. Sien, dis maklik om te spog oor die goed waaroor ons nie met God gepraat het nie. Dit is maklik om oor daai goed te spog. Vers 17 bring vir ons bietjie iets anderste. Hy sê, as iemand weet om die goeie te doen en dit nie doen nie, is dit vir hom 'n sonde. Sien, ons elkeen weet wat is die goeie ding om te doen. Maar skielik wanneer dit by hierdie goed kom, dan wil ons die Here raadpleeg. En dan kruip ons agter die Here weg as 'n skerm vir my om te regverdig dat ek nie die goeie goed wil doen nie. Weet julle waarvan ek praat? Ons sal by die huis sit en dink, Here, is dit nou u wil dat ek vir hierdie persoon moet gaan bid?
Here, is dit nou in U wil dat ek vir hierdie persoon moet gaan vertel van wie Jesus Christus is? Ek wil vanoggend 'n bold statement maak. Daar is sekere goed waaroor jy nie hoef te bid nie. Daar is sekere goed waaroor jy nie hoef die Here se wil te vra nie. Wanneer dit kom by iemand na Christus toe lei, hoef jy nie vir hom te vra of hy dit wil hê of nie. Ek kan jou waarborg hy wil. Wanneer dit kom om by vir 'n weduwee en haar kinders te sorg, hoef jy nie te wonder nie, dit is sy wil. Hy sê dit in sy woord. Wanneer dit kom by vir siek mense bid, hoef jy nie vir die Here te vra, Here, is dit in U wil dat ek vandag vir die siek mense bid nie. Maar hoekom wanneer dit kom by die goeie goed, dan skielik wil ons agter hom wegkruip en sê, maar ek het gebid en ek dink nie die Here, dis nie die Here se wil vir my nou nie. Weet die Here lei my om as Sondag by die huis te wees en tyd saam met my kinders te spandeer. Die Here lei my om Sondag by die huis te wees, want hier is hierdie groot pastoor in Amerika wie ek volg. Nee, die Here sê vir jou, moenie die onderlinge byeenkomste mis nie. Dis sy wil vir jou. Nee, die Here het dit nie op my hart gesit om met die persoon te gaan praat oor sy verlossing en sy saligmaking en sy redder nie. Nee, die Here verwag nie dit van my nie. Nee, die Here sê, gaan en maak disippels van die nasies. Almal, elkeen. Hy sê, dies wat weet om goed te doen en dit nie doen nie. As jy weet, dit is jou plig om vir siek mense te gaan bid en jy doen dit nie, is dit vir jou sonde. As jy weet, dit is jou wat God van jou verwag om met iemand te gaan praat oor sy verlossing en sy saligmaking en sy redding en jy doen dit nie, is dit sonde vir jou. As die Here vir jou 'n opdrag op jou hart gesit het en dit stem ooreen met sy woord en jy doen dit nie, Jakobus sê vir die mense en dan nou vir ons indirek dat die goed wat julle nie moet doen nie, dit spog julle oor. Dit kan jy nie wag om uit te hardloop en vir die mense te gaan vertel nie. Dit wat jy nie moet doen nie, dit dra jy soos 'n stiker op jou skouer en op jou bors en jy verkondig dit vir die wêreld. Maar dit wat jy moet doen, dit doen julle nie. Dit hardloop julle voorweg en skram en gaan in die ander rigting. So mag ons die woorde van Johannes vanoggend ernstig opvat. Ek het in die begin gedink dis vreemd. Die mense by wie ek gebly het in Parys, ek het hulle tuinwoonstel gehuur. Dit was ook my en Larusha se eerste woonplek as getroude paartjie. Was 'n granny flat. Baie klein. Toe ons daar uittrek, toe kon ek nie verstaan hoe het ons alles daarin gekry die eerste keer nie. Dit sal nou nooit weer daarin pas nie. In elk geval, die mense, hulle was Engels gewees. En omtrent na elke sinnetjie, na elke plannetjie wat hulle gemaak het, as hulle beplan het om die volgende dag Potchefstroom te ry vir inkopies, en hulle het my vertel daarvan, dan as hulle woorde na die tyd, God willing. God willing. As die Here wil, gaan ons môre Potchefstroom en ons gaan koop inkopies. As die Here wil, ry ons môre Sekunda toe en ons gaan doen A, B en C. As die Here wil, gaan ons Pretoria toe. As die Here wil, gaan ek hierdie bakkie koop. As die Here wil, gaan ek hierdie besigheid begin. As die Here wil, gaan ek hierdie werk aanvaar. As die Here wil. Dit moet 'n ingesteldheid wees, nie net 'n gewoonte nie. Jy kan nie verkeerd gaan as jy die Here se wil in alles vra nie. Jy kan nie. Ek wil jou uitdaag om dalk vir jouself die vraag te gaan vra, iewers deur die dag of by die huis of vanaand. Here, hoe laat wil U hê moet ek opstaan?
En hy gaan met jou praat, gaan vir jou tyd gee. Moenie skrik nie. Die Here ken jou ook, hy weet ook hoeveel slaap jy nodig het, inteendeel hy weet dit beter as jy. So vra hom die vraag. Begin daar. Amen. Kom ons bid saam. Here, so baie dankie vir u liefde, so baie dankie vir u genade. Here, so baie dankie vir u woord. Here, u woord wat soos 'n tweesnydende swaard in ons lewens sny tussen siel en gees, tussen murg en been. Here, u woord kom wys vir ons presies uit wat die areas in ons lewens is wat ons moet werk, Here. En Here, vanoggend wil ek nederig voor u kom vra, Here, dat u ons sal help om beter rentmeesters te wees van ons planne en ons toekoms, Here. Here, help ons, herinner ons om met u te praat en om u te raadpleeg en om u wil te soek in alles wat ons doen. Here, so baie dankie vir u liefde, so baie dankie, Here, dat u voorsien in alles wat ons nodig het. Ons bid dit in u naam alleen. Amen en amen.